Vader, ons gee aan U die eer, Here, ons gee aan U die lof, en ons gee aan U die aanbidding, Abba Vader. Al die lof en die eer en die aanbidding, Here, dit wy ons toe aan U, vir U grootheid, vir U almag, vir U heiligheid, vir U soewereiniteit, vir U majesteit. Here, ons eer U, en ons dank U, Here, vir so 'n geleentheid, my God, Here, om weer na U woord te kom, om te kom luister wat U deur U woord, Here, vir ons wil sê, Here. Ek bid, Here, vir geopende harte. Ek bid, Here, hulle wat die woord sal aanhoor. Ek bid dat die Gees van die Here dit moontlik sal maak. Here, dat die woord van die Here, Here, in die harte van siele sal infiltreer, Here. Here, om 'n radikale verandering, Here, in ons teweeg te bring, in die magtige naam van Jesus. Ek sê vir U, Here, baie, baie, baie dankie, in Jesus naam. Amen en amen. Groete in Jesus naam. Amen. Ek eer die Here vir 'n voorreg wat ek het om weer saam met julle op die lig te kan wees. Amen. Vir hierdie week. Ja, ek het 'n skriflesing uit die woord van die Here wat ek saam met julle wil deel. Die skriflesing kom uit Jesaja 26 vers 4. En God se woord sê, vertrou op die Here vir ewig, want in die Here is 'n ewige rots. Amen. Die Here seën sy voorgelese woord. Ek wil vanmôre met u praat dat ons vertroue moet in die Here wees. Ek wil met u praat om die Here te vertrou. Amen. Die Here gebruik een dier, eintlik twee, waarmee hy homself vergelyk. Die arend simboliseer God self. En die Here wys ons deur die arend dat wie hy eintlik is. Die arend weet waar op hy kan vertrou. Die arend ken sy uniekheid. Die arend weet waarop hy kan vertrou as die gevaar toesak. Die arend weet waarop hy kan vertrou wanneer hy sy prooi wil gaan vang. Hy ken homself. Daar's 'n paar aspekte van die arend waardeur ons kan sien deur God se woord waarop die arend vertrou. Die arend vertrou op sy sterkte en op die krag wat in hom opgesluit is. Die woord sê dat die arend is die koning van die hoogte. Halleluja. Hy vertrou op sy krag. Daar is geen ander voël wat so sterk en kragtig soos die arend is nie. Hy vertrou op sy krag en sy sterkte. Hy vertrou op sy spoed. Hy kom met volle vaart teen 160 kilometer van bo af om sy prooi in 'n oogwink op te raap. Hy vertrou op sy sterk kloue en die naels van sy kloue om sy prooi op te raap. Al is dit 'n volwasse bok, al is dit 'n jong leeuperd, maar die arend het die vermoë
want hy weet waar in sy krag lê. Die arend vertrou op sy oë, want sy oë kan 5 kilometer ver sien, uit die hoogte na benede, om sy prooi te kan raak sien. Die arend het die vermoë en sy sig is 50 maal beter as die sig van ons as mens. Geen dier, geen persoon kan beter sien as die arend nie. Maar die arend moet in die hoogte wees om sy sig tot die maksimum punt te bring. Halleluja. Die arend vertrou, soos ek nou gesê het, op sy sig. Die arend vertrou op sy snavel. Halleluja, wat kragtig is en wat sterk is. Hy vertrou ook op sy massiewe vlerke. Halleluja, om in die hoogte op te gaan, om uit te styg bo alle ander voors. Halleluja. God roep ons terug, dat ons moet weet as kinders van God, waarin lê ons sterkte, waarop vertrou ons. Halleluja. Die leeu weet wie hy is. Hy is die koning van die dierenryk. En wat vir my wonderlik is dat die leeu, hy ken homself. God wil vanmôre vir 'n kind van God sê en vra, ken jy jouself in die Here? Weet jy waar lê jou sterkte en jou krag? Die leeu ken sy sterkte en sy krag wat in hom is. Die leeu het 'n attitude in die natuur. Al staan die olifant voor hom, wat groter en massiewer is as hy. Al sien hy die giraf, wat hoër en langer as hy is. Al sien hy die seekoei, wat sterker as hy is. Al sien hy die mankie, wat wyser is as hy. Maar net een iets in die natuur van die leeu sê, ek het die vermoë om te kan oorwin. Ek wil vir iemand vandag sê, ek het gister gesê, God se vuurkrag is in jou. Jy moet weet op wat jy moet vertrou. Halleluja. Daar's 5 aspekte wat God ons as kinders van die Here gegee het, op wat ons kan vertrou. Nommer 1 is die naam van die Here. Nommer 2 is die woord van God. Nommer 3 is gebed. En nommer 4 is om die Here te loof en die Here te prys. Die woord sê, toe Dawid by die gevegsveld kom, toe hy dit betree, en voordat hy nog die 5 klippe gaan optel, toe sê hy vir Goliat, ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare. Die eerste iets wat uit Dawid se mond uitgekom het, was die naam van die Here. Ek wil vir 'n kind van God vandag sê, ons het geestelike wapens wat God aan ons toe vertrou het. Halleluja. Wapens om nie te veg soos die wêreld nie, maar die wapen van die naam van die Here, Jesus Christus, in jou mond. Het die wapen van die woord van God, het jy in jou en by jou
Jy het die wapen van gebed. Jy het die wapen van die woord van God. Jy het die wapen van aanbidding. Waarmee jy die vyand kan destrooi. Waarmee jy aanvalle kan destrooi. Halleluja. Blessed Jesus. Die arend is toegerus. Halleluja. Daar's geen vrees in hom nie. Halleluja. Die leeu is toegerus. Daar's geen vrees in die leeu nie. Hy staan vir niemand terug nie. Die arend staan nie terug nie. Halleluja. As hy 'n bok in die laagte sien, hy kan hoe groot wees. Hy weet waarop hy vertrou. Hy weet sy krag en sy sterkte in hom. Die leeu staan nie terug nie. Soms staan hy terug. Maar God sê vandag, dis tyd dat jy moet opstaan. Dis tyd dat jy moet weten van God. Die krag en die sterkte wat in jou is. God het aan ons geestelike wapens gegee om die vyand uit te slaan. Vertrou net op die Here. En as jy jou vertroue in die Here stel, dan sê die Here vir jou, hier is die wapen. Halleluja. En wat die Here vir ons sê vandag, as jy my vertrou, dan sal ek verseker vir jou die oorwinning gee. As jy my vertrou, sal jy verseker nie omkom nie. Jy sal aan die ander kant uitkom. Ek sal jou beskerm. Ek sal jou bewaar. Wat die Here vir ons sê, deur sy woord is om vir ons te sê, ek wat God is, sal vir jou voorsien. Ek wat God is, sal genesing oor jou bewerkstellig. Ek wat God is, sal jou eie omstandighede uitoptel. Want jy vertrou vir my wat God is. In Jesus naam. Josaphat, hy en Agab staan, en voordat hulle vir die oorlog uittrek, halleluja, maak Agab sy eie planne, en hy wil sy eie ding doen, maar Josaphat staan stil, en hy sê vir Agab, hy sê, kom, laat ons eers die Here raadpleeg. Halleluja. Dit wys vir my dat Josaphat was 'n koning wat God gevrees het. En omdat hy God vervrees het, het hy gesê, kom laat ons eers die Here raadpleeg. Halleluja. Blessed Jesus. Ek eer die Here. Ons moet die Here vertrou. Jesus self se vertroue was in sy Vader. Hy het vir ons die voorbeeld gestel hoe ons die Vader moet vertrou. Jesus staan voor die skare van 5000 voor hom en hy vra vir sy disippels, is daar dan niks wat vir hierdie skare voorgesit kan word nie? En hy sê vir hom, nee my Here, die geld wat ons het is te min. Maar hier is 'n seentjie wat 2 visse en 5 brode het. Die Here sê vir hulle, bring dit vir my. Hulle bring dit vir die Here. En kyk wat maak Jesus. Hy vat die vis en die brood in sy hand en hy hef dit op na die hemel. En hy sê, Vader, seën dit. Want Jesus het geweet, die een wat bonatuurlik kan voorsien, sy naam is Abba Vader. Halleluja. Self Jesus moes op sy Vader vertrou. En die woord van die Here sê,
want die vis en die brood het vermeerder, sodat die 5000 daarmee gevoed kon word, en daar het ook oorgebly. Ek wil vir iemand vandag sê, wanneer jy jou vertroue in die Here stel, sal God vir jou voorsien in hierdie dag. Wanneer jy jou vertroue in die Here stel, sal die Here jou finansiële probleme, sal hy vir jou uitsorteer. Wanneer jy jou vertroue in die Here stel, jy kan met kanker sit vandag, jy kan met HIV sit vandag, jy kan sit met suikersiekte, met hoë bloed, maar ek sê jou vandag, dat die Here sê, as jy my vertrou, ek is die God wat jou in 'n oomblik kan genees, en ek wil dit doen. Die bloedvloeiende vrou sê, ek weet, ek het hierdie ongeneeslike siekte, maar ek beweeg nou aan na hom. Ek weet, as ek die swem van sy kleed aanraak, luister mooi wat sy sê. Sy sê, ek weet, ek sal gesond word. Die krag lê in die woordjie, ek sal. Jy moet vir jouself sê, ek sal uit hierdie storm, ek sal uit hierdie omstandighede uitkom, ek sal dit maak, ek sal weer opstaan. Sy profeteer oor haar eie lewe. En die woord sê, toe sy die som van Jesus aanraak, toe kom daar die profesie in vervulling. Halleluja, blessed Jesus. Jy moet deur die storm gaan. Jy's vandag in 'n storm, maar moenie om die storm wil gaan nie. Moenie die storm wil wyk nie. Die arend, wanneer daar storm aan die kom is, die voëls van die hemel weet. En die voëls sê, dat al die voëls, hulle gaan vind vir hulle 'n skuiling. In die heuwels, in die berg, in die bome, vind hulle vir hulle 'n skuiling teen hierdie storm. Halleluja. Maar die arend sweef in die hoogte. Halleluja. En wanneer die storm aankom, dan laat sak hy sy kop en hy vlieg deur die storm. Hy vlieg deur die tornado. Hy het die vermoë. Hy is die enigste gedierte. Hy is die enigste voël. Hy is al iets op hierdie aarde wat deur 'n storm kan vlieg. Halleluja. Blessed Jesus. En hy kom behoue, kom my ander kant uit. Hy raak nie bevrees as hy hoor die gedruis van dit wat aankom nie. Halleluja. Hy vlieg in die rustigheid en in die kalmte. En wanneer hy naby die storm kom, dan span hy sy vlerke. Halleluja. En hy gaan deur daardie storm. Hy laat sy kop sak en hy gaan deur die storm. Ek wil vir iemand vandag sê, die Here sê, omdat jy hom vertrou, gaan jy deur die storm. Jy gaan ander kan uitkom. Jy gaan dit maak. Al het die geneesheer gesê, jy gaan dit nie maak nie. Hy profesei, halleluja, dat u dit sal maak. In die magtige naam van die Here. Kutarabosekata, Kitarabaseka. Die Here gee jou die oorwinning. Die Here gee jou die deurbraak. Die Here gee, die kaalvreter het in jou huis ingekom, om jou finansies te stroop, om alles te stroop. Jy sit sonder werk, maar God sê, omdat jy hierdie woord hoor, en my vertrou, ek wat God is, maak vir jou deure oop. Kutarabosekata, mighty Jesus, ek is nog die God, soos ek vir Dawid oorwinning gegee het, soos ek vir Samson die Filistyne laat verslaan het, soos ek wat God is,
die muur van Jericho laat inval het, soos ek vir 5000 voorsien het op een slag, soos ek vir die weduwee, toe Elia in huis kom, sê Elia vir haar, voer net hierdie woord uit, vertrou net hierdie woord, wat ek nou vir jou sê, dat die olie in die kruik en die meel in die pot, sal nie opword nie. Elia sê vir haar, gee eers vir my, 'n bietjie, 'n stukkie brood. Met ander woorde, dit beeld uit, sy moes eers die woord van Elia, moes sy eers in glo, sy moes eers vertroue daarin het, sodat God haar huis kon vul, sodat die Here vir haar voorsiening kon bewerk. Kom ons stel ons vertroue in die Here, kom ons stel ons geloof in die Here. Vader, ek sê vir U dankie, Here, ek loof, Here, ek prys U. Dankie vir alle wat U vandag voorsien. Dankie vir alle wat U genees. Dankie vir alle wat U aanraak, Here. Dankie vir alle wat U laat deurbreek. Here, dankie dat U deure open, Here. Dankie Heilige Gees, my God. Here, dat U die ander kant laat uitkom, Here. Hulle wat in 'n laagte is, my God. Ek dankie dat U hulle uitlig uit die laagte. Here, uit die diepte, U haal hulle uit, Here. Elke storm wat hulle trotseer, U sal toesien dat hulle deur die storm gaan. Here, en ongeskonde ander kan uitkom, Here. Dis mos die God wat ons dien. O, halleluja. 10.000 Filistyne staan voor Dawid. Maar my God, U gee vir Dawid, het U die wapens gegee. Halleluja. En die kragtigste wapen is die Gees van die Here, wat saam met Dawid was. En die Gees van die Here is ook saam met ons, Here, om ons die oorwinning te gee. In Jesus magtige naam, ons sal deurbreek. Ons is oorwinnaars. We are more than conquerors in the mighty name of Jesus. Ons vertroue is van vandag af op niets in U, Here, in die magtige naam van Jesus. Ek eer U en ek loof U en ek aanbid U in Jesus naam. Amen en amen. Die Here seën U. Amen.